sosiale media vanoggend het ons vir jou gevra wat is jou gunsteling podcast, waarna luister jy? Nou die rede hoekom ons dit gevra het is omdat ons vandag met twee merkwaardige vroue praat, Angelique Gerber en Jacqueline Fern, want hulle het 'n splinternuwe podcast, Unscripted. Goeiemôre julle. Môre. Julle, dit is wonderlik om julle hier te hê en ek dink in 'n tyd waar podcasts nogals populêr ook raak en julle hierdie ding het Unscripted waar julle oop en eerlik praat oor soveel dinge. Maar voordat ons bykom, hoe het julle paai gekruis dat julle besluit het ons wil hierdie saam doen? Ek dink jy moet dit So, dit is eintlik al 'n droom vir my vir 2 jaar, wat ek regtig voel die Here druk dit op my hart dat ek 'n podcast moet doen. En soos dit mos nou maar is God se timing nie altyd ons sinne nie en ek het deure probeer oop forceer. Ek het regtig 'n journey met hierdie podcast vir my en ek het net die eendag so gesit en ek sê Here, ek weet jy wil hê ek moet hierdie doen, maar hoekom bly deure toe gaan? En ek was besig om Bybelstudie te doen en Jacqueline se naam pop met in my kop in. En ek dacht, kan hierdie wees? En ek telefoon op en ek bel haar en vir so 'n bietjie verduidelik, jy weet wat ek wil doen met die podcast en toe sy in. En ek dink binne 2 weke het ons 'n produksiehuis aan boord gekry. Ons het dit wys net as dit reg is en is God se timing en dit is saam met wie jy iets moet doen, dan gaan God se hand net op dit wees en deure gaan oopgaan en dit is presies wat gebeur het. Sure. Hoekom hierdie idee? Hoekom Unscripted? Hoekom praat oor kwessies wat mense gewoonlik nie oor wil praat nie? Juist dit, want mense wil nie oor dit praat nie. Ek dink as vrouens ons veg baie ons interne self, jy weet ons het al die balle wat ons elke dag moet juggle. En ons as ons enetjie jy wat laat val, ons praat nie daaroor nie, want jy wil sterk voorkom. Jy weet jy wil die sterk mamma, sterk vrou, sterk besigheidsvrou voorkom. Maar ons praat met mekaar, maar jy deel dit nie altyd met ander nie. So die buitestanders sien hierdie vrou en dink sy's perfek en sy kan alles reg doen. Nee, kan nie. Ons is so onperfek en die lewe is so unscripted, soos wat ons podcast, jy weet, genoem is, dat ons moet oop en eerlik met mekaar kan wees, want al ons mekaar kan ondersteun is oor regtig reël te wees, jy weet, en rou te wees oor wie jy is as 'n persoon. En dit is regtig wat ek en Angelique oor praat, is hoe om God deel te maak van jou alledaagse lewe, maar ook om regtig net as jy weet 'n opregte persoon te wees. Ons almal maak foute, ons almal doen simpel goeders, ons jy weet ons opinies op die podcast is ons eie opinies. Dit is nie, jy weet, almal gaan nie altyd met jou saamstem nie, maar dit is regtig wie ons is en wat 'n vrou daar buite is en waarmee vrouens elke liewe dag in hulle lewe, jy weet, mee sukkel. Jacqueline, wat kom jy agter? Sukkel vrouens met die meeste mee? Wat is daai vraag wat hulle so rukkie vat en net so half 'n oomblik vat voor hulle dit vir jou vra? Wat kom julle agter is daai groot kwessies? Ek dink is hartsgoeders. Die vraag wat vrouens baie vir my vra is oor dit ek ook self net gesukkel het is moederskap, om 'n mamma te word. Ek meen ons het 7 jaar vir ons seentjie gebid en dit is 'n baie private striweling in 'n paartjie en in 'n vrou se lewe. Jy weet om nie dadelik swanger te raak as jy probeer nie, is vir 'n vrou vernederend. Dit is vir baie vrouens vernederend. Dit is iets wat jy nie kan verstaan nie en veral as jy 'n noue pad met God stap, soos wat ek stap, jy weet my hele lewe lank al verstaan jy nie hierdie goeders nie en jy voel of een kant toe geskuif en jy weet nie met wie om te praat of waar om daai antwoorde te kry nie. Maar jy kry nie altyd by God nie of jy kry nie altyd die tyd wat jy het wil hê by God nie. So ons het nou die dag het ek en Angelique daaroor gesels dat ons baie vrouens vandat ek my storie met vrouens gedeel het wat nou jy weet nou voel hulle braaf genoeg om hulle storie te kan deel en braaf genoeg om vragies te vra en regtig te wil weet maar of te weet maar hulle is nie die enigste wat met dit sukkel nie. Daar's regtig baie vrouens daar buite en paartjies daar buite wat sukkel om swanger te raak en nie altyd die vraag kry en wat babatjies verloor het. Jy weet ons ek dink ons is nou deur al 3 fases van jy weet van verlies en verloor en dan uiteindelik het ons seentjie gekry. Maar by my persoonlik sien ek dit is regtig 'n vraag wat vrouens sukkel om te vra. Angelique, wat so onderwerp het jou die langste gevat om oor te praat? Want ek dink ons almal het ons iets wat vir ons so half daai een ding is wat ons eintlik mee sukkel en as jy sê uiteindelik praat mense oor en dan verlies half daai vryheid want
eintlik besef hier ons ander mense ook wat daardeur gaan. En so kry julle nou jy weet daai terugvoer ook en julle kan oop en eerlik daai gesprek het want jy is iemand wat oop en eerlik is met baie mense. So is daar iets en ek dink dis ons verskil daar. Ja, verstaan, maar is daar 'n onderwerp vir jou self wat jou rukkie gevat het om oor daai onderwerp te praat? Sjoe, ek dink weer eens ja, ek is iemand wat ek het nog nooit teruggestaan om nie die waarheid te praat of om my lewe te deel nie en ek weet nie altyd of dit 'n goeie ding is nie. Want mense kry baie teenstand ook en mense se opinies oor wie en wat jy is of wat jy doen of die keuses wat jy maak en ek dink vir my die een vraag wat so daar is nie ietsie wat vir my moeilik is om oor te praat nie om eerlik te wees, maar wat ek baie kry is die vraag wat vrouens my vra wat eintlik maar deel vorm van hare is ek goed genoeg? Want ek kan nie swanger raak nie. My man wil my skei. My man het op my verneek. Ek is 'n enkel mamma. Is ek goed genoeg? Dis die vraag wat elke vrou daar buite vra of dit nou goed gaan met jou of dit nou nie goed gaan. Is ek goed genoeg? En ek dink dit is my hart. Ek wil graag vir vrouens wys dat jy moet jou identiteit in Christus vind want ek het my identiteit in soveel ander dinge gevind, in prestasie, in mense se opinies, in my huwelik. En dan om as 'n geskeide vrou en 'n enkel mamma daar buite te staan, jy kry soveel aanslae dat jy ook jouself begin bevraagteken en dink, wat doen ek verkeerd? Is ek nie goed genoeg nie? Hoekom kies jy my nie? Of jy weet ek maak foute as 'n enkel mamma en jy sit soveel druk op jouself om perfek te probeer wees, veral as jy 'n enkel mamma is. En dan sit die mense daar buite nog ekstra druk op jou om werklik te gaan, wie is ek? Wie is Angelique sonder al hierdie goed? En om werklik jou identiteit in Christus te vind. Want uit dit uit kies jy wat jy doen vir 'n lewe, kies jy jou vriende, kies jy jou werk, kies jy jou man. So jy moet regtig weet wie jy is. As vir alles die aanslae van buite af kom om vir jou te probeer sê en wys maar dis wie jy is. Dis wat ons dink jy is. Nee. Ek moet weet wie ek is eerste. En ek weet ek moes daai les leer want dit is vir my verskriklik belangrik om vir my dogtertjies veral te leer. Wie is jy? Wat is jou identiteit? Moenie jou identiteit in dans en prestasies en dit wat jou maatjies vir jou sê vind nie. Jy vind dit dis tussen jou en Jesus. Wat sê Jesus van jou? Wat sê die woord van God van jou wie jy is as vrou? Dis soms wil mense sê dis so 'n bewuswording wat mense hoop mense vroeër in 'n lewenskry as later. 100%. Vind julle dat in die podcast is daar vroue wat sê ek het dit te laat besef? Is daar vroue wat sê dank Vader ek het dit vroeg besef? Wat is die tendens dink julle? Ek dink ons is 'n goeie balans van dit. Ek het dit vroeg in my lewe besef. Baie vroeg het ek besef my waarde lê in God. En wie ek is en wat ek wil wees eendag is alles as gevolg van God. En ek en Angelique het baie daaroor gepraat in ons lewe al en dit is hoekom dit so ons komplementeer mekaar so want ons lewens, jy weet ons walk of life is so verskillend gewees, maar die fondasie is goddelik en is op God gebou. My fondasie is bietjie vroeër dalk gebou en haar is bietjie later gebou, maar saam met dit kom die grootste testimonies. Ek dink jy het bietjie meer gehoorsaam as ek. Dis wat ek dink. Moontlik hoor. Ja, ek volg 'n bietjie meer my eie kop en dan sê nee. Ja, ek is 'n bietjie meer 'n rebelse streepie deur my. En maar presies soos wat Angelique gesê het, is so mooi wat sy gesê het. En ek dink dit is vrouens en mans en veral ons jonger, jy weet ons jeug van vandag. Hulle probeer regtig hulle waarde vind in sosiale media. En TikTok en Instagram en wat mense op sosiale media van hulle dink en sê. Waar ons moet net terugbring wat sê hulle bring it back to basic. Jy moet dit terugbring na die basis. Wat is jou basis? Is dit God? As God jou basis is en jou fondasie reg gesement is, dan jy gaan 'n ongelooflike suksesvolle lewe hê. Ja, alles gaan nie altyd uitwerk soos wat jy wil nie. Maar as jy gehoorsaam is wat bitterlik moeilik is, maar as jy is en jy volg net wat jy weet, jy volg die pad wat God vir jou gelê het. Die sukses wat jy behaal in dit is fenomenaal en ek dink dit is die punt van die hele podcast. Is om vir vrouens te wys dat kom ons bring dit terug na God toe. Ons sement onsself daar en dan vat ons dit van daar af.
En ek dink die realiteit is almal se reis lyk anders. Waar ons begin en waar ons eindig en hoe ons op die pad loop, lyk anders en almal gaan foute maak soos gesê het en almal gaan val want ons almal is mens en niemand van ons is perfek nie. En ek dink hoe vinniger mense dit besef ook, hoe beter en ons almal kan opbou eerder om af te breek. Ek dink dis ook so belangrik. Soveel dinge actually, want ek weet ons net om 'n besefing moet kom te gaan. Hoekom breek ons mense af? Verstaan? Iemand het 'n fout gemaak, steek 'n hand uit. Wys liefde eerder is om jy weet lelik van die persoon te praat. Dis tog wat ons roeping is hierso, want dit is die voorbeeld wat ons van Christus kry. Sekerlik is dit die voorbeeld wat ons wil volg ook. Waar kan mense luister na hierdie podcast? So ons is op YouTube. Dit is die Unscripted with Angie and Jax. En hulle kan ons natuurlik gaan volg op Instagram en Facebook is ook Unscripted with Angie and Jax en of vir Jacqueline Ferns of Angelique Gerber. Daar kan hulle ook gaan sien om te gaan luister, maar dit is maar op hierdie stadium YouTube. Ja. Okay. Ons is baie opgewonde, dankbaar dat julle so oop en eerlik praat oor soveel kwessies wat mense se harte aanraak. Ek dink dit is so belangrik ook en dat julle so groot verskil maak en ook voorbeelde is, verstaan dat julle julle getuienis en julle roeping uitleef en so mense se lewens aanraak. So baie dankie daarvoor. Ag, dankie vir Dankie vir hierdie geleentheid om dit weer eens hier ook te kan deel. Groot plesier. Dankie vir julle. Dit is dan Jacqueline Fern en Angelique Gerber. Gaan luister gerus Unscripted op YouTube of gaan volg hulle op Instagram, gaan kyk waarmee hulle besig is. Jy wil dit nie mis nie. Net hierna is ons in die kombuis.